Weereens baie welkom. Ek glo en vertrou dat dit sommer baie goed gaan met u en dat die woord van die Here vir u altyd kosbaar en belangrik is. Nou baie dankie dat u ingeskakel het om te luister na hierdie aanbieding. Soos ek reeds gesê het, ek doen 'n reeks oor die spreek in ander tale. Ons gaan baie daaroor gesels. Dis 'n baie omstrede, 'n baie kontroversiële onderwerp waaroor daar baie debatte gevoer word. Daar baie verwydering is tussen gelowiges, vyandskap en baie verwarring en baie misleiding. So dit is baie belangrik dat ons oor hierdie onderwerp gaan gesels, want dit is eenvoudig maar net wat die Bybel vir ons leer. Die uitleg van tale en die spreek van tale is 'n aardse taal gewees en nie 'n soort van 'n gibberish of 'n gebabbel nie. En daarom is dit belangrik dat ons gaan kyk na 'n paar videoklips vandag, skrifgedeeltes ontleed en dit alles beoordeel in die lig van die skrif. So kom ons spring dadelik weg. Nou, die Heilige Gees skenk hierdie gawes. Natuurlik praat ek van die tale, allerhande tale en die uitleg van tale. Nou as 9 genadegawes, maar ons gaan vandag kyk na hierdie 2. Kom ons gaan lees daai skrifgedeelte. Hy gee aan 'n ander werking van kragte, aan 'n ander profeseë, aan 'n ander onderskeiding van geeste en aan 'n ander allerhande tale en aan ander die uitleg van tale. Nou hierdie tale is glossa. Dit is 'n taal wat iewers in die wêreld gepraat word en wat hy dan vir ons gee om dit te kan praat sonder dat ons dit aangeleer het. En dan die uitleg van tale natuurlik is wanneer iemand daardie taal verstaan sonder dat hy dit aangeleer het en dit dan aan die gemeente kan oordra om hulle te stig. Hy sê maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos hy wil. 1 Korintiërs 12 vers 10 en 11. So dit is nie iets wat elkeen ontvang net nie, hy gee dit soos hy wil, na gelang van wat God dink dit goed is vir ons. So dit is belangrik. Kom ons gaan kyk na hierdie belangrike leerstelling. Nou voordat ons kan verstaan wat die gawe van die uitleg van tale is, moet ons verstaan presies wat die spreek in ander tale is. Nou ek het dit in die eerste video baie duidelik gemaak en ek net ter agtergrond gaan kyk ons net weer daarna. Nou wanneer iemand die gawe van tale ontvang, is dit nie 'n soort van 'n gebrabbel of gibberish nie, maar wat niemand verstaan nie, maar die vermoë wat die Heilige Gees gee om die evangelie oor te dra in daardie taal, wat jy self nie verstaan of aangeleer het nie, aan iemand anders wat daardie taal kan verstaan. Nou dit is wanneer dit nie in 'n gemeentelike situasie plaasvind nie. In die gemeente moet 'n taal uitgeleer word sodat daar orde kan wees in die gemeente. Nou dit is wat tale is. Dit is net bloot glossa of dialectos. En dit sê die woord in al die skrifgedeeltes oor tale, dis glossa. Dis 'n taal wat iewers in die wêreld gepraat word, wat ek en jy nie verstaan nie, maar ons ontvang dan die vermoë om dit te kan praat, om die evangelie oor te dra aan iemand wat dit verstaan. En dis baie duidelik. Nou, wat is die uitleg van tale? Dit is belangrik. Wanneer ons in 'n gemeente sit en iemand sou in 'n taal praat, en ek praat nie van gibberish nie, ek praat van 'n taal, en niemand verstaan dit in die gemeente, want Paulus sê, niemand verstaan dit nie, want hy spreek verborgenhede. Niemand hoor dit nie. Maar God verstaan alle tale, daarom verstaan God dit. Daarom moet iemand dit uitlê, sodat die gemeente stigting kan ontvang. En dit is wat die uitleg van tale is. Die vermoë wat die Heilige Gees gee om die taal wat gepraat was in 'n diens, hy verstaan dit bonatuurlik, en hy dra dit oor aan die gemeente wat dit nie verstaan nie, tot stigting. Is dit so moeilik om dit te verstaan? Dis wat die woord leer. Die een wat die uitleg dan gee, verstaan dan bonatuurlik wat gesê word en gee die uitleg aan die wat daardie taal nie verstaan nie in die gemeente. Dit is nie gibberish nie. En wat ons vandag sien in ons gemeentes, in baie kerke, is gibberish. Totaal net babbelklanke. Dis wat dit is. Nou, hoekom moet tale uitgelê word? Die doel daarvan lê om die gemeente met dit wat gesê word te stig. As jy net 'n klomp goed babbel in die lug, gaan niemand dit verstaan nie. So, want wanneer iemand nie daardie taal verstaan nie, moet dit uitgelê word. Wat die spreker gesê het, 1 Korintiërs 14:27 tot 28. Ons kan dit gaan lees, want dit is wat die Bybel sê wanneer dit
die gawe van tale en uitleg in die gemeente beoefen word. If any man speak in an unknown language, unknown tongue, let it be by 2 or most 3. Nou die unknown tongue is beslis nie gibberish nie. Dis nie wat ons vandag sien, is nie wat in die tyd van die Bybel gebeur het nie. Nou hoekom 2 or 3 at most? Waar 2 of 3, die getuienis van 2 of 3 sal vasstaan. Met ander woorde, die taal wat hy gebring het, weet ons dat dit van God afkom, en nou moet dit oorgedra word. And that by course, and let one interpret. But if there be no interpreter, let him keep silence in the church, and let him speak to himself and to God. Dis wat hy moet doen. As dan iemand is om uit te lê nie, moet hy swyg en hy moet met homself met God praat. En dit is belangrik. Kom ons gaan luister na 'n videoklip waarin hierdie leraar dit pragtig verduidelik. In 1 Corinthians chapters 12 through 14, Paul discusses miraculous gifts, saying, "Now, brothers, if I come to you and speak in tongues, what good will I be to you unless I bring you some revelation, or knowledge, or prophecy, or word of instructions?" 1 Corinthians 14:6. According to the Apostle Paul, and in agreement with the tongues described in Acts, speaking in tongues is valuable to the one hearing God's message in his or her own language, but is useless to anyone else unless it is interpreted or translated. A person with the gift of interpreting tongues could understand what a tongue speaker was saying, even though he didn't know the language that was being spoken. The tongue's interpreter would then communicate the message of the tongue speaker to everyone else so all could understand. For this reason, anyone who speaks in a tongue should pray that he may interpret what he says. 1 Corinthians 14:13. Nou wanneer jy gaan kyk in die boek van Korintiërs, is dit duidelik 1 Korintiërs 14 dat dit nie gaan oor 'n prayer language soos die charismate leer nie, maar dit gaan oor die tale in 'n gemeentelike diens in die gemeente wat uitgelê moet word tot stigting van die gemeente. Nou kom ons gaan lees hierdie gedeelte. The gift of tongues was a supernatural ability to speak a foreign language that a tongue speaker had never learned. Dis nog nooit geleer deur hom nie. Dis hoekom dit 'n gawe is. We see this gift in use in Acts 2 verse 4 to 12 as the Jews in Jerusalem heard the gospel preached in a wide variety of languages. Daar was ongeveer 16 tale. A person with the gift of interpreting tongues then could understand what the tongue speaker was saying, even though he did not know the language being spoken. The tongue's interpreter would hear the tongue speaker and then communicate the message to anyone present who could not understand the language. Dis hoekom die Bybel sê, want niemand verstaan dit nie. En dan sê Paulus later in vers 13, dit moet uitgelê word. The goal was that all could understand and benefit from the truth being spoken. According to the Apostle Paul, and in agreement with the tongues described in Acts, the gift of tongues was meant to communicate God's message directly to another person in his or her native language. En dit is eenvoudig die boodskap van tale en die uitleg wat ons in die Bybel vind. Kom ons gaan luister wat sê Guillermo Maldonado oor die uitleg van tale, en hy sê dis iets wat in jou eie gedagtes na vore kom. Speaking in tongues stimulate new thought patterns. When you speak in tongues, in other words, if you have you been speaking in tongues and a new thought came to you? Well, that's interpretation of tongues. When you speak something, a new thought came to you, and then you said, why I'm thinking that way? Well, that's not thinking. That is the interpretation of what you're speaking. Can I hear an amen, people? Totaal onbybels. Dit staan nie in die Bybel nie. Dit staan nie in die woord van die Here nie, maar Guillermo Maldonado bring hierdie valse leerstelling. Nou, wat sê hy? Hy sê dat wanneer jy in tale praat, nou hierdie is altyd gibberish. As jy in 'n charismatiese gemeente instap en jy hoor mense almal praat in tale, dis altyd gibberish. Dis nie aardse tale nie. Dan skep dit 'n gedagtepatroon, en dit wat jy sê, dan sê wat in jou gedagte voorkom. Dit is die uitleg van tale. Is dit wat die Bybel leer? Nee, die Bybel sê die uitleg van tale is wanneer ek iemand hoor praat, die spreker, en ek verstaan wat hy gesê het, nie wat hy gedink het, nie wat hy gesê het, en dit oordra. Dit is die uitleg van tale. Maar hierdie mense het elkeen sy eie teologie.
En dit is eintlik baie skrikwekkend. Kom ons gaan luister wat sê Nikki van der Westhuizen. Nou sy mentor is Guillermo Maldonado. Kom ons gehoor. But when you speak in the Spirit, you're allowing the Holy Spirit to guide you, and you develop a gift so that you can understand what you're speaking, and the interpretation of what you've been praying now comes into manifestation. So when I pray in the Spirit, I don't know what I'm praying. But then the gift of interpretation comes. When the gift of interpretation comes, I all of a sudden know what to do, how to react, the decisions I need to make. So let me give you an example. I'll pray in the Spirit regarding a financial matter, and I just don't see a way out. I just don't know how to do this thing. I start praying in the Holy Spirit. And the more I pray in the Holy Spirit, the gift of interpretation comes. And after I've prayed, maybe the next morning, maybe an hour later, or even while I pray, I get the revelation, and it's like, I can do this, I can move that money there, I can move that there, I can sign that contract there, and all of a sudden it's like, that's the easiest plan. I couldn't see it before, but by praying in the Holy Spirit and allowing the gift of interpretation to come of what I prayed, I have access and wisdom and knowledge on that. Nou, hoe gaan jy verstaan dat dit 'n finansiële matter, 'n financial matter is as jy nie verstaan wat jy bid nie? En die uitleg is nie 'n nuwe openbaring, 'n revelation wat jy ontvang nie. Hierdie mense verstaan nie die gawe van tale en die uitleg van tale nie. Nou, dit is Nikki van der Westhuizen, hy noem homself 'n apostel, en hy sê wanneer in tale gebid word, dan ontwikkel die gawe van uitleg. Die Bybel sê dit nêrens nie. Dis nie iets wat ontwikkel nie. Dis iets wat God deur die Heilige Gees aan daai persoon in iemand gee in die gemeente om te kan verstaan wat daai ander persoon gesê het. Dit is die uitleg van tale. En hy sê dan weet jy wat jy gesê het en daarmee kan jy kom die vermoë om die regte besluite te neem en alle wêreld is weer eens geld en prosperity wat hier in gedagte is. En dit is absoluut so jammer. Maar nou ja, dit is die konteks wat hy dit sien en dit is nie wat die Bybel leer nie. Nou kom ons gaan luister wat sê Johan de Beer. Hy gaan bid in tale en luister na die selfde klanke wat uit sy mond uitkom. Dit is bloot gibberish, maar hoor wat hy dan sê, wat is die uitleg van die taal. O rabuku siki tarabaka turobonde remende hayaka turabazeki turobonde drosaka turobo kurima ha 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 oko tarakazeki tabo kitaraka zundorokuba bariba babasukute o tarande kizukuromosake kribakato robo sikitarama o roboko tareki haziki kotorobo o sekitama o sekitama o sekitama. That says the Spirit of God. I have done everything that you need to be victorious on this earth. Everything that you need, I have made available to you. It is up to you to take that which I've made available to you and to enjoy your life. Nou vir die onkundiges sal dit klink na werklike tale en uitleg van tale. En dis wat baie van ons mense glo in ons kerke vandag, ons charismatiese kerke, dat dit is nou die uitleg, dis die taal en die uitleg. Maar die Bybel sê dit nie. Die Bybel sê dit is 'n taal wat jy nie verstaan nie, wat iemand anders verstaan en dit dan uitlê aan die gemeente. Dis mos nou bloot eenvoudig. Maar dis Johan de Beer, ek beskou homself as 'n valse profeet. Hoekom? Hy's 'n man wat glo dat ons is little gods. Gaan kyk na daardie aanbieding wat hy gedoen het daaroor, jy gaan geskok wees. Dan glo hy dat ons is nie human nie, ons is nie mens nie, ons is divine, ons is goddelik. Dit is wat hy sê. As jy dit nie glo nie, ek gaan 'n video daaroor doen binnekort. Hy glo ons is little gods en jy's divine en jy kan nie siek word nie, jy kan nie want jy's goddelik. Nou dis hoekom ek hom 'n valse leraar noem, totaal, maar wat sê hy?
gaan kyk na die tale wat hy nou hier gepraat het, is maar bloot net gibberish, is herhaling van sinnelose gebabbel, en dieselfde bewoording word herhaal, en dis wat hulle almal doen. Hulle leer ook dieselfde taal aan by mekaar. Maar die uitleg van tale is weer eens gemik op die mens, die eie ek, dat God alles vir ons gegee het om die lewe te geniet. Jy sal nooit hoor in van hierdie dienste dat God spreek byvoorbeeld oor sonde wat in die kerk mag wees nie. Nee, die negatiewe moet vermy word. Ons moet net hoor die goeie wat daar is, maar weer eens, dit is nie taal en uitleg nie, dit is maar net bloot hulle eie denke wat na vore kom. Kom ons gaan luister nou na 'n video wat in 'n gemeente plaasvind het in Suid-Afrika ook. En hierdie mense, daar's iemand wat aan die agtergrond is baie onhoorbaar, praat in 'n taal, 'n sogenaamde taal, en dan sal iemand dit nou uitlê, en dan sal jy hoor dat hierdie persoon sê dat die Here verlang na ons, en hy's lief vir ons en so meer. Maar kom ons gaan luister wat hy sê, dan gaan ons dit van daar af bespreek. As daar iemand is vanaand by die uitleg, bring vir ons die uitleg asseblief. My kind, ek verlang na jou. Ek verlang na jou. Ek wil jou styf teen my bors vastrek. Want jy is my kind. Ek het jou uitgekies, uitgesoek. Ek is lief vir jou. Amen. Ek het elke haar op jou hoof getel vanoggend. En jy moet weet dat ek met jou is. Dat ek vir jou is. Jesus. Dat ek saam jou is, dat ek in jou is. Amen. Ek verlang na jou en na jou hart. Jesus. Bring jou hart vanaand. Bring jou lewe vanaand. Want ek is jou God, ek is jou Vader. En jy is my kind. Amen. Is dit amazing dat God wat die God van die heelal is, sy verlang na ons teenwoordigheid nie? Kan ek amen kry? Nou, iets gehoor is 'n baie onhoorbare agtergrond waar mense in tale, iemand in 'n taal gepraat het, wat ek absoluut kan waarborg, dis maar net bloot gibberish. En nou kom die spreker, die ou wat nou die uitleg moet bring, en hy sê nou dinge wat basies nie in die woord staan nie, dat die Here verlang na ons. Nou, hoekom sal die Here na my en jou verlang as hy in ons woon? As jy elke dag saam met iemand in 'n huis woon, en hy gaan vinnig uit gou-gou sentrum toe, na die winkels toe, en hy kom terug, gaan jy vir hom sê, ek het so verlang na jou. Dit is bloot absoluut onskriftuurlik. Die Here woon in ons deur sy Gees, hy is in ons elke oomblik, elke dag, elke minuut. Dit is absoluut, ek glo hierdie man se eie denke. Maar dan sê hy goed wat in die Bybel staan. Ek is lief vir jou, jy's myne, ek het jou hare getel op jou hoof. Dit staan in die Bybel. Hoekom moet God dit nou weer vir ons sê? Jy sien, in die tyd van die boek van Handelinge en Korinte was daar nog nie in die Nuwe Testament nie. En daardie goed het nog nie daar gestaan nie. So, nou moes die spreker vir die mense sê wat God eintlik sê, in 'n gewone taal, wat hy nie verstaan het nie. En die uitleer het dit gebring en gesê, dit wat hy nou vandag gesê het, dit kan so wees. Dan maak dit sin, dan kan daardie gemeente gestig word, maar ons het die canon, dis afgehandel, ons weet wat die woord sê, en die Here spreek deur sy woord met ons. So hoekom moet hy nou in 'n taal weer 'n keer gaan sê wat reeds in sy woord staan? En dit maak net eenvoudig nie sin nie. Nou hier is die volle evangelie kerk gewees, in die agtergrond hoor jy die tale, en soos ek reeds gesê het, dit is absoluut nie 'n wêreldse taal wat gepraat was nie, en dan natuurlik die uitleg, ek verlang na julle, jy is myne. Dis hoekom sal die Here nou jou verlang as hy in jou woon? Nou, God woon in ons, en die verlange wat hy het, is dat ons sal groei tot die volle mate in Christus Jesus. As daar 'n verlange is wat God het, dan is dit dat ek en jy sal gevorm word, en sal groei in Jesus Christus. En dit is die konsep, dis die konteks van daardie gedeelte. Nou kom ons gaan luister nou na 'n volgende leraar wat
praat oor die hemelse tale, natuurlik dat jy reeds die tale reeds in jou is, omdat die Heilige Gees reeds in jou woon, het jy al die taal, dis nie iets wat jy ontvang nie, jy het dit reeds. Kom ons gehoor wat sê hy van die uitleg daarvan. Vir baie mense is dit makliker as ander, vir baie mense is dit moeiliker as ander. Jy met jou sielsdimensie, wat jou wil, jou denke en jou emosies is, moet jy net vir 'n oomblik eenkant plaas. En uit jou geesmens uit, onthou jy's liggaam, siel en gees, dan gee jy oor aan die geesmens in jou, en jy vat daai stap van geloof, en jy maak jou mond oop, en jy gee jou stembande oor aan die Heilige Gees. En die taal wat daar uitkom, verstaan jy miskien nie altyd dadelik nie. Want daar's twee gawes. Die eerste een is, Heilige Gees kom oor jou, Shendrabaestaba, daar kom 'n hemelse taal deur jou wat God bid. Dan is daar 'n ander gawe waarvoor jy die Here ook kan vra, die uitleg van tale. Ek bid miskien in my taal, en die Here sê vir een van julle, dit is wat dit beteken in Afrikaans of Engels, en jy spreek dit uit, en almal kan hoor wat daai persoon in die hemelse taal gebid het. Maar die praat in tale, soos ek het vir julle nou gesê het, jy het dit klaar ontvang, dis binne jou, Heilige Gees is binne jou. Heilige Gees is die een van die gewer van die gawes. Jy moet net daai geskenk vanaand oopmaak. Nou as die Heilige Gees in my woon, dan in elkeen van ons wat sy kinders is, dan behoort almal van ons in tale te praat. Want hy sê jy het reeds die gawe, jy moet dit net oopmaak. Dit is so onskriftuurlik. Die woord van die Here, reeds die skrif wat ek net nou gegee het, hy deel dit uit aan wie hy wil, soos hy wil. Hierdie mense verstaan nie die evangelie nie, en hulle het hierdie skrif so taal buite konteks. En dan sê hy natuurlik dat dit 'n hemelse taal is. Nou kom ons kyk, om in tale te praat met jy jou sielsdimensie eenkant toe skuif. Nou dis die eerste ding wat die New Agers gebruik. Jy maak jou denke leeg. Ek gaan nie vandag daaroor gesels nie, maar u kan gaan kyk, dis die ding wat hulle vir die mense leer. Jy moet jou gedagte werk, jy moet jou gedagte, jou verstand met jy onvrugbaar maak. Dit moet totaal afgesluit word. En dan laat jy oop vir vreemde manifestasies en vreemde dinge, en ek gaan nie vandag daaroor gesels nie. Dan sê hy, gee oor aan jou geesmens. Staan dit in die Bybel en praat in tale, dan sê hy, hierdie is 'n hemelse taal, en vra vir die ander gawe om dit uit te lê. Nou, hoe lê jy 'n hemelse taal uit? Die Bybel praat nie van hemelse tale of tale van engele waar ons kan praat nie. Ek gaan 'n video daaroor doen in hierdie reeks, dat dit totaal buite konteks gebruik word. En dan sê hy die taal wat God in jou bid. Dit staan nergens nie. As ek en jy in 'n taal sou praat, dan is dit die gawe wat hy aan ons gee om daardie taal te kan praat. En dit, wanneer ek nou byvoorbeeld met iemand praat in Spanje, dan kan ek Spaans praat en hy kan my verstaan. Dis nie die Heilige Gees bid in my nie. En hierdie staan nie in die Bybel nie, maar hierdie mense doen dit en die mense sê, wow, dis fantasties. Nou die skrif is duidelik dat die Heilige Gees hierdie gawe uitdeel soos hy wil. Dis kan nie enige iemand wat in tale praat dit uitlê nie. God kan dit wel gee soos nodig. En absoluut onkunde, totale onkunde wat in ons kerk aan die gang is, en die mense wat daar sit, die onkundiges, hulle sit daar en hulle glo elke ding, sonder om te gaan toets wat die skrif regtig leer. Is dit nie skokkend nie? Goed, ek gaan maar afsluit met hierdie onderwerp. Die tale en uitleg is die vermoë om 'n taal wat jy nie verstaan of aangeleer het nie, deur die gawe en die vermoë wat die Gees gee om dit te verstaan, uit te spreek. Dis nie gibberish nie. En wat vandag in ons kerke gebeur, is just gibberish. En dit kan, ek vra vir mense, kom, wys my die teendeel. Bewys die teendeel. En laat ons gesels in die liefde van die Here daaroor. Maar dit wat ek vandag vir u gewys het, die uitleg van tale, is presies wat die Bybel sê, dat jy dit verstaan en dit oordra, al het jy dit nog nooit aangeleer nie, aan iemand anders, om daai taal te kan verstaan. Nou dit is die uitleg, die taal en die uitleg van tale, tot ons op 'n volgende keer weer gaan gesels, oor 'n ander onderwerp oor die spreek in tale. Dit gaan volg, ons gaan daaroor baie gesels. Mag die Here u seën. Totsiens.